Goeiemôre. Ons teksgedeelte vanoggend is Efesiërs 5 en ons gaan lees daarvan vers 20. Daar staan: Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Ons het vanoggend die voorreg om by mekaar te kom ook met 'n oesdankfees, om dankie te sê vir die oes wat vanjaar ingesamel is. Maar daarmee saam ook vir elke lidmaat om regtig som net te gaan nadink oor wat is dit waarvoor ek dankbaar is, wat is dit wat ek sommer net vanoggend ook vir die Here die erkenning wil gee vir dit wat ek ook uit sy hand ontvang het. As 'n mens dink aan dankbaarheid en jy dink aan 'n geleentheid soos vanoggend, dan is 'n lewe van dankbaarheid natuurlik baie meer as net 'n erediens. Inteendeel, as ons regtig dankbaar is, dan beteken dit dat my lewe eintlik moet verander, sodat ek vir God deur my lewe dan ook kan eer. As jy mens die gedeelte vooraf gaan lees, word daar gepraat oor die nuwe lewe in Christus. En dan in vers 15 sê hy, wees baie versigtig hoe jy lewe. Die ou vertaling sê, wees dan baie versigtig. Wat eintlik daarop dui dat dit wat ons nou gelees het, eintlik die gevolgtrekking is van dit wat vooraf gesê is oor dit wat die Here in ons lewe kom doen het. En dan is die betekenis dan daarvan om te sê dat ons eintlik 'n nuwe lewe kies. Ons kies 'n verhouding met God, ons kies 'n lewe wat anders is as die bose wêreld waarin ons leef. Dis 'n wêreld waar ons tyd kies vir die Here, en om dan te sê, maar dit is ons wil en ons wens dat die Here deur ons geëer en verheerlik sal word. In die voorafgaande gedeelte word ook gepraat oor die effek van dronkenskap op 'n mens se lewe. En is dit eintlik dat Paulus deur hierdie beeld vir ons wil sê, maar moenie dat die goddeloosheid jou lewe beïnvloed nie, maar word vervul met die gees van God. En letterlik word dit 'n voortdurende proses beskryf, 'n proses wat aanhou, wat elke dag van vooraf begin, is 'n proses waar ons regtig toegewyd probeer leef, dit wat die Here vir ons kom leer. En daarom sê hy, met ons lofliedere sing tot eer van die Here, en gaan dit nie net oor die liedere nie, maar dit gaan oor die woorde wat ons sing, want die woorde word die herinnering aan dit wat God vir ons kom doen het, en daarom hierdie oproep dan om in alles teenoor God dankbaar te wees. As jy mens gaan kyk na dankbaarheid, dan sien ons, dankbaarheid is die gevolg eintlik van 'n verhouding met die Here. Dankbaarheid is die vermoë om God se hand in my lewe raak te sien. Daarom glo ons dat dit nie die noodlot is wat in beheer is van my lewe nie, maar dat God in beheer is van my lewe. En soos wat die Here sy oog oor sy seun hou, so is dit dat die Here ook sy oog op ons hou en vir ons elke dag versorg en help. Dit beteken natuurlik dat dankbaarheid nie 'n sporadiese gebeurtenis is nie, maar dit word 'n lewenswyse in die opsig van dat ek ook in moeilike omstandighede God kan eer, omdat ek bewus is van die Here se teenwoordigheid, omdat ek bewus is van God se hand oor my lewe, omdat ek bewus is dat dit hy is wat troos en versorg en wat vir ons die krag gee om ook die uitdagings wat ons lewenspad kom te kan hanteer en daaroor te kan leef. En daarom is dit belangrik dat ons eintlik dan vanoggend sê, maar hierdie geloofsverhouding van dankbaarheid word eintlik 'n geloofsoortuiging. Dit word 'n manier van leef, dit word 'n geloofsoorwinning, omdat ons selfs in moeilike tye in alles vir God kan eer en kan dankie sê. Daarom dat wat Paulus kan sê, as hy swak is hy sterk in die geloof. Job wat sê, hy het alles verloor, maar laat die Here die eer ontvang vir sy lewe, is dit dat ons eintlik ook bevry word van 'n fokus op onsself en 'n fokus op God en dit wat die Here elke dag in ons lewe kom doen. Dit is my eintlik so treffend ook dat die gedeelte vir ons eintlik om sê, dit moet in jou hart wees. Dat dankbaarheid moet in jou hart wees, dit moet geleef word vanuit jou hart, en daarom vra dit 'n sekere ingesteldheid tot die lewe, om God se hand elke dag in jou lewe raak te sien. Ek wil vanoggend vir jou kom vra, of jy leef met dankbaarheid. Laat jy toe dat God jou oë oopmaak, om sy betrokkenheid in jou lewe raak te sien, en wanneer dit gebeur, dan is dit nie vanoggend net in 'n erediensie. Dit is ook vanoggend deurdat ek my lewe vir die Here kom gee en sê, Here, hier is ek,
neem my lewe, wees in besit van my lewe, omdat my lewe 'n lofsang is, ook tot eer van U naam. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons die voorreg het om U te kan eer vir dit wat ons ontvang het. En Here, maak ons lewe heilig, deurdat ons lewe aan U wil toewy, sodat U deur ons sigbaar sal word. Amen.